Welkom by Donderdag van ons Week van Gebed 2026. Hierdie week kyk ons 'n bietjie na die 5 geestelike dissiplines wat ons help in geestelike groei. Vandag se dissipline is lofprysing en aanbidding. Die tema, God in die middelpunt. Psalm 100 vers 2 lees ons: Dien die Here met blydskap, kom voor hom met jubel. Lofprysing en aanbidding is nie net sang in die kerk nie. Dit is 'n lewenshouding. Dit is wanneer God groter word in jou oë as jou probleme. Wanneer ons God loof, skuif ons fokus weg van onsself af na hom toe. Aanbidding herinner ons wie God is. Heilig, getrou, almagtig, genadig, alomteenwoordig, soewerein. Dawid het God geloof in tye van vreugde, maar ook in tye van nood. Party van die mooiste psalms is geskryf vanuit sy hart se pyn. Lofprysing is nie ontkenning van swaar kry nie. Dis 'n verklaring van vertroue te midde dit alles. Wanneer ons doelbewus tyd maak om God te prys deur sang, dankbaarheid, stil word, dankoffers, ons tiendes, dan gebeur daar iets in ons harte. Vrees maak plek vir vrede. 'n Swaar gemoed maak plek vir hoop. Aanbidding heroriënteer jou lewe rondom God se grootheid. Dis soos 'n kompas wat rigting gee. Kompas help jou om koers te hou wanneer jy onseker is waarheen jy op pad is. Aanbidding rig jou hart weer na God toe. Wanneer probleme jou rigting laat verloor, bring lofprysing jou fokus terug na God se waarheid. Dit herkalibreer jou binneste. Begin jou dag met 'n loflied of 'n dankbaarheidslys om jou kompas weer te kalibreer. Kom ons bid saam. Here, vergewe my wanneer ek vergeet in die gejaag van die lewe om op U te fokus. Leer my om U daagliks te loof, nie net wanneer dit goed gaan nie, maar altyd. U is waardig. Amen.